En ons sluit ons reeks vandag af, wat ons getitel het Fired Up, wat gaan oor die Heilige Gees, die gawes van die Gees, wat vir almal is vandag wat in Jesus glo. En dit ons begin by Pinkster Sondag, as jy onseker is wat dit beteken, dis die Sondag toe die Heilige Gees uitgestort is in die bokkamer. En vele mense gevul het, 120, en 3000 mense kom tot bekering. Ons het daar begin, en ons sluit vandag af met hierdie reeks. Die duiwel sal enigiets doen om die skepsels van God, die mense, weg te hou van dit wat God vir hulle wil gee. Die geskenke van God. En natuurlik die ultimate geskenk van God is sy seun Jesus Christus. Die duiwel sal enige iets doen om wat God wil gee uit die goedheid van sy wese, mense weg te hou van dit. Want hy weet, as ons ontvang wat God bied, en die hoogtepunt is Jesus, dan verander die mens se ewigheid. Hy is vir 'n ewigheid gered dan. Maar dis nie net die ewigheid wat verander nie, dis die nou wat ook verander. En hierdie mense wat ontvang wat God gee, word ambassadeurs van Christus. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, dis asof God sy appeal deur ons doen. Be reconciled to God. Die duiwel sal enige iets doen, sodat mense nie ontvang wat God wil gee nie, want hy weet, hulle word ambassadeurs van Christus. En dit wat hulle ontvang, begin hulle versprei. Jesus sê in Matteus 10 vir sy disippels, julle het vrylik ontvang. Nou, freely give. Die duiwel weet dit. En of dit nou is, in die tuin waar die duiwel kom na Eva toe, en sê, hoorie, is jy seker dit wat God gegee het, al hierdie voorsiening, al hierdie bome, is jy seker dis genoeg, hoor gou wat ek vir jou kan bied? Of dit nou daar is, en of dit in 'n sekte is, soos die Jehova getuies, wat nie glo Jesus en God nie, wat hulle mense leer, hoor dit, moenie geskenke ontvang van ander nie. Dit is 'n direkte aanval op die ontvang van die evangelie. Hoe gaan jy 'n geskenk ontvang van God, as jy nie eers van mense, die duiwel sal enigiets doen, om mense weg te hou van dit wat God wil gee. Is dit nie deel van die essensie van ons Christenskap? As jy teruggaan na Abraham toe, Genesis 12, Abraham, ek sê jou seun, sodat jy 'n seun sal wees, verander. In die hartjie van die evangelie is hierdie beginsel van hy seën jou, sodat jy 'n seun sal wees, verander. Kan dit wees dat die duiwel die mense mislei van God, wanneer dit kom by die gawes van die Gees? Want 1 Korintiërs 12 vers 7 sê, dat hy gee aan almal gawes van die Gees for the common good. Meaning, hy gee gawes, hy seën jou met iets, sodat jy iemand anders kan opbou, sodat jy iemand anders kan seën. As ek die duiwel was, sou ek daar aangeval het, om die seën te stop. En ek sou vir al twee gawes aangeval het. Die gawe van profesie, hoekom? Dit bou die gemeente op, menigtes. En ek sou ook die tale gawe aangeval het. Want dit bou die individu op, maar wanneer dit geïnterpreteer word, bou dit die gemeente op. Ek sou vir al daai twee aanval, want dit is gawes wat gegee word om te seën. Vandag is die hart van hierdie boodskap
om ons siening oor gawes, veral daai twee, tale en profesie uit te daag, sodat ons dit kan versuiwer volgens wat in die woord staan. Nie wat jy in jou verlede beleef het dalk al nie, maar wat in die woord staan. Want in die hartjie van dit is 'n goeie God, wat goeie geskenke gee vir sy kinders, sodat hulle ander kan seën. Nou kom ons bid, en vra dat die Here ons sal lei vanoggend. Here, ons wil nie die woord aanpas by wat vir ons gemaklik is nie. Ons wil aanpas by wat waar is. U woord, die autoriteit. Deur die Gees lei ons Vader in alle waarheid vanoggend, sodat ons nie net die vrug van die Gees sal dra nie, maar sal stap in die gawes van die Gees, dit gebruik volgens skriftelike voorskrif, presies hoe U dit bedoel het. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Maak jou Bybel oop by 1 Korintiërs 14, 1 Corinthians 14. En die tema vandag, ons gaan net daai eerste 5 verse lees. Die tema van vandag is eintlik 'n vraag. Kyk die vraag, borrel dit in jou? Onthou julle daai liedjie van julle gaan glad nie weet waarvan ek praat nie. Dit borrel in my, want ek is so bly, en dan ken ek nie die res nie. Maar julle almal onthou, is dit, hy het gawes vir my. Dis nie dit nie, maar ek het gedink dit kon ingepas het, want dit is waaroor dit gaan vanoggend. So die vraag is, borrel dit in jou? En dit gaan vir jou duideliker word, soos ons aangaan. Ons lees 1 Korintiërs 14, Korinte, die brief, word geskryf aan 'n gemeente deur Paulus, tydens sy 3de sendingsreis vanaf Efese. En hierdie ouens, doen nie al so great nie. Hulle het misverstaan van die huwelik, hulle het misverstaan van die nagmaal, hulle het eintlik 'n misverstaan, hulle represent nie die gospel goed eintlik nie. En Paulus skryf hierdie brief, en by the way, daar's eintlik 4 briewe aan hulle geskryf, waarvan ons net 2 het, wat in die skrif opgeëindig het, wat God geïnspireer is, wat Gees geïnspireer is. En Paulus skryf terug aan 'n klomp vrae en ongeruimdhede wat na hom gebring is, onder andere deur Chloe, en hy skryf hierdie brief terug aan hulle. En hier's wat hy onder andere vir hulle sê. En by the way, die gawes is ook misbruik, heeltemal. Dit kom uit 'n plek van onvolwassenheid en strive, en ek wil beter wees as jy. Imagine 'n gemeente wat so is. Dit lê in ons almal. As jy na jou kinders kyk, en iemand sê iets, dan sê hulle, maar kyk wat het ek gedoen. Dis in die menslike kondisie, dis wat hier aangegaan het. En hier's wat Paulus vir hulle sê, jaag die liefde na, en streef na die gawes van die Gees, veral om te profeteer. Te midde van 'n kerk, wat glad nie uitblink in liefde nie. 'n kerk wat vol snobisme is, faksies, ons glo in die ou, ons glo in die ou. 'n kerk wat egskeiding verkeerd verstaan, die nagmaal verkeerd gebruik, kom Paulus en hy sê, geïnspireer deur die Gees, spreek hy woord, wat volgens 2 Timoteus 3 vers 16 bruikbaar is om verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sê hy, streef na die gawes van die Gees. Wat sou jou raad gewees het aan mense wat gawes misbruik? As jou kinders iets doen en hulle doen dit heeltemal verkeerd, hulle misbruik iets, wat doen ons baie keer? Dis nou klaar. Nou vat ek dit by jou, jy dit nou, dis nou klaar. Ek vat nou die TV se remote. Nee, Kian, dit gebeur so nou en dan. Wat sê jy? Dis nie waarvoor hy gemaak is nie, jy misbruik dit. Volgende een, die misbruik van die gawes van die Gees
is nie Bybelse gronde vir die ongebruik van die gawes van die Gees nie. Jammer dat daar misbruik was en jy het dit dalk al gesien. Jammer. Dis geen rede vir nou die wegstap van die gawes van die Gees nie. Omdat jy gesien het en verskoon die kras voorbeeld, hoe iemand spreek woordelik 'n baba probeer verdrink in die badwater, moet jy nie nou gaan en die baba met die badwater uitgooi nie. Dis nie die Bybelse antwoord nie, dis nie wat Paulus vir hulle sê. Hy sê, streef na die gawes van die Gees. Moenie wegbly van die bonatuurlike nie. Ons het 'n paar weke terug hierdie gesê van C.S. Lewis en dit bly vir my interessant. Do not attempt to water Christianity down. There must be no pretense that you can have it with the supernatural left out. So far as I can see, Christianity is precisely the one religion from which the miraculous cannot be separated. Dink daaraan. Dis 'n God wat bestaan in ewigheid. Miraculous. Dis 'n God wat praat en hy skep. Dis 'n maagd wat swanger word en 'n Jesus koning, mens God word gebore. Hy sterf, maar hy staan op. Hy stort dis bonatuurlike goed. Christendom is bonatuurlik. Die hele Bybel, toe ons in Israel rondloop in Capernaum, waar daar byvoorbeeld die demone in die varke gedryf is. Toe loop ek daar rond, ek soos, hier het soveel bonatuurlike goed gebeur. Christendom is van die begin af dit. Ons behoort dit nie af te water nie. Toets jouself gou aan hierdie. Want ek dink dis hoekom Paulus sê, streef na die gawes van die Gees. Hierdie woordjie streef beteken, in die Engels sê dit earnestly desire. Dis 'n fancy woord wat ek hierdie week geleer het. Onomatopoetic. Onomatopoetic. Het iemand dit al gehoor? Johnny, jy weet jy het. Onomatopoetic. 'n onomatopoëtiese woord, Rosie, weet jy wat's dit? 'n klank nabootsende woord. Ons verloor die krag van daai woord die oomblik toe ons hom vertaal het. Want streef klink soos niks. Ons sê 'n padda kwak. Want dit klink so, right? Kwak. Dit is goed. Ons sê katte miau. Want dit klink soos die woord. Dit klink soos die geluid. Die Griekse woord streef is 'n klanknabootsende woord wat beteken borrel. Dis asof daar 'n opgewondenheid, 'n commitment, 'n absoluut, man, my hart is gefestig op dit. I'm committed to this. Dis wat die woord sê. Hy sê borrel wanneer dit kom by die gawes van die Gees. Jy moet 'n absolute commitment tot dit hê. Dis wat hulle sou hoor. Waar staan jy met dit vandag? Is dit wat in jou hart gebeur wanneer ons praat oor die gawes van die Gees? Hierdie commitment, hierdie wat jy baie keer by ons manne sien oor visvang en jag. Man, as jy met daai ou praat, dan glinster hy op. Dit lewe in hom. Dis presies wat Paulus sê. Moet ons ingesteldheid wees rondom die gawes van die Gees. Here, vergewe ons, want ons is nie daar nie. As ek kyk na ons kultuur, en dalk kan ek dit sê, besef, wanneer ons nie borrel nie, wanneer ons nie streef na nie, is ons uitlyn met die skrif. Daar is geen ander manier om dit te sê nie. Die vraag is hoekom? Hoekom doen ons dit nie? Hoekom borrel ons nie soos dit nie? Maar voor ek dit beantwoord, daar's 3 ingesteldhede wat ek sien in ons gemeenskap. Die een is, dit borrel glad nie. Daar's 'n afsydigheid, daar's 'n wegbly van dit. Nie so seer
En daar is wel mense wat sê die gawes het gestop, cessationists. Daar's nie een skrif in die Bybel wat dit sê nie, maar nie so seer in ons gemeenskap in hierdie gemeente nie, maar in ons gemeente is daar mense wat bloot net 'n bietjie wil wegbly van dit af. Jy sien dis in die Bybel, maar dit is nie vir my nie. Dis amper soos 'n funksionele cessationist. Jy glo in dit, maar jy beoefen dit nie. Dan is daar mense wat regtig borrel in ons gemeenskap met die gawes van die Gees, maar vir die verkeerde rede. Dit is, Here, gee vir my meer van hierdie cool move wat U in die Bybel van praat, sodat mense na my kan kyk en check hoe amazing is dit. Here, ek wil 'n ministry bou en die ministry gaan my naam by hê, maar dit gaan vir U wees. Dis opgewondenheid, dit borrel maar vir verkeerde redes. Dis vir selfsugtigheid. En jy het dit dalk al gesmaak aan die ander kant, en iets wat moet opbou, breek dan af. Iets wat dan moet gather, begin scatter. Jesus sê, pas op, dat jy die kindertjies wegwys van die koninkryk. Moenie so wees nie. Het is beter om 'n meelsteen om die nek te hê en dan in die see te verval en verdrink, as wat jy dit doen. So daar is mense wat regtig borrel, maar vir die verkeerde redes. En dan is daar mense wat op 'n gesonde manier, Christus gesentreerd, 'n borrel in hulle het, vol liefde vir die gawes van die Gees. Liefde vir God, liefde vir die gemeente, liefde vir mense. En een van die beste voorbeelde wat ek kan aan dink, wat al hier voorgestaan het, was Pastor Carol Ann Gosman, wat laas jaar by ons was en die Spirit Empowered Ministry Equip Season kom aanbied het. Man, so opbouend, so lekker om te wees. Dis wat die gawes van die Gees bedoel is om te wees. So hier is die vraag, wat maak dat borrel afwesig is in ons lewens? As jy vir 'n oomblik moet stil word en self daai vraag beantwoord, wat sal dit wees? Tiaan, wat maak dat jy nie streef, excited is, committed is tot die gawes van die Gees nie? Wat sou jou antwoord wees? Moenie hard antwoord nie, asseblief. Dis interessant om te sien, gaan een terug Willem, hoe die vers 1, just go one back, yes, hoe vers 1 geskryf is, jaag die liefde na, asof dit die vertrekpunt is van die gawes van die Gees, dan streef na die gawes van die Gees, en dan veral om te profeteer, veral, hoekom? Dis 'n gawe wat ander mense opbou, en daarom streef daarna. Die fondasie van die gawes van die Gees is liefde. Sonder daai fondasie maak dit seer, skatter dit mense, is dit nie effektief nie. Jy kan na die volgende slide toe gaan. Die effektiwiteit van die gawes is afhanklik van die kwaliteit van jou liefde. Ek dink dis hoekom 1 Korintiërs 13, die liefdeshoofstuk, tussen 1 Korintiërs 12 wat oor gawes en 1 Korintiërs 14 wat oor gawes. Ek dink dis hoekom die liefde daar is. En jy hoor dit by baie troues en miskien was dit by jou troue, dis great. Dis eintlik 'n bietjie 'n rebuke. Paulus sê vir hulle, "Tjomme, julle doen nie goed met hierdie nie. Kom ek wys vir julle hoe lyk liefde." Dis eintlik wat hy nou sê. Liefde is die fondasie waarop die gawes staan. Maar dis baie keer ook die struikelblok vir ons om te operate in dit. En kom ek probeer verduidelik. As ons besef, die gawes gaan nie oor my nie. Dis nie ek maak badges soos voortrekkerbalkies of prefekte balkies by mekaar en dit bewys hoe volwasse ek is nie. Nee, dit is gegee om te seën. As ons nie dit besef nie, sal daar nooit 'n opregte strewe na gawes wees nie. Want daar is 'n afwesigheid van liefde. Kan dit wees dat die louheid
wanneer dit kom by die gawes van die Gees. Ons liefdeloosheid vir ander mense verklap. Want as ons dit snap, as ons snap waaroor dit gaan, sal ons dit pursue. Want dit is hoe ek my liefde kan bewys hier. Dit is hoe ek kan opbou. Waarna kyk ons? Waarheen kyk ons as ons moet gaan soek vir 'n goeie voorbeeld van liefde? Easy dingo, wat se seepies kyk ons? Ek weet nie, daai was random, sorry. Iemand gee my 'n seepie, help my uit. Binnelanders, ek het een. Ook nie, ook weird. Okay, ons, wat? Suidooster? Okay. Ek ken nie daai goed nie, so ek hoop nie dis lelike goed nie. Maar nou kyk jy daar op Facebook, wat is liefde? Jy gaan teleurgesteld wees. Jesus is die perfekte embodiment van liefde. En Jesus sê self, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te jaag die liefde na, Tian. Jaag die liefde na. Nie om gedien te word nie, maar om te dien. Liefde gee, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, gestuur het. Liefde in essensie is gee. Jaag jy die liefde na? Weet jy wat beteken daai woordjie, jaag die liefde na? Dit beteken, soos 'n jagter, manne, julle gaan dit love, soos 'n jagter sy prys aggressively pursue. Is dit hoe ons hierdie self-sacrificing liefde najag? Van ons het geen raamwerk hiervan nie, want jy jag nie. Kom ek help jou, onthou jy, toe jy jou man of vrou ontmoet het, voor jy geweet is jou man of vrou, jy was net dol verlief. Sien ek die glinsterlige oogies nou. You aggressively pursued. Paulus sê, doen dit met dit wat jy sien by Jesus. Jaag dit na. Mag jou lewe so, hoe kan ek myself gee vandag? Hoe kan ek dien? Hoe kan ek liefde bewys? As dit nie in ons lewens is nie, sal daar nooit 'n gesonde strewe wees na gawes nie. Filippense 2, so mooi. Maak dan nou my blydskap volkome deur eengesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe, moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 31, wat die hakkie is voor 1 Korintiërs 13, dis die laaste vers, voor 1 Korintiërs 13. Hy sê, julle moet na die belangriker gawes streef. Is van die gawes belangriker as ander is? Ja. Wat se gawes is belangriker? Die wat die gemeente in geheel opbou. Liefde is 'n vrug, nie 'n gawe nie. Die profesie wat die gemeente opbou is deel van die belangriker gawes wat Paulus sê ons moet najag, want dit bou die hele gemeente op. Taal bou die individu op. Ons kom nou by dit. By the way, alle profesie is nie opbouend nie. Agabus, Handelinge 21, vat Paulus se beld, hy bind sy eie hande vas en hy sê die een aan wie se beld hierdie behoort, so sê die Heilige Gees sal deur die Joodse leiers in Jerusalem so gevang word. Dis nie so opbouend nie. Man, maar is vertroostend om te weet, die Here weet wat kom. In Handelinge 11, dieselfde ou profeteer 'n hongersnood. Dis nie so opbouend nie. Is vertroostend om te weet, hy weet wat kom. Die woordjie opbou is so 'n mooi woord. Jy kan een aangaan, Willem. Nog een. Die woordjie opbou is so 'n mooi woord. En ons sien dit in Jesus se aksies oor en oor. Dis letterlik om iemand op te help staan.
Het jy soms sulke mense om jou nodig? Almal van ons het soms iemand nodig wat ons kan help opstaan. To be sturdy. God gee hierdie gawe vir dit. En ek dink, as ek dink aan die gawes van die Gees, dan maak dit my meer soos Jesus. Jesus sê in Matteus 16 vers 18, I will build the church. Jesus is die ultimate bouwer. En dis as die gawes van die Gees ons help om op te bou, dan maak die gawes van die Gees ons meer soos Jesus. Niemand van ons behoort weg te hardloop van dit af nie. Almal van ons behoort dit na te jaag. En so op 'n funny manier, as die gawes van die Gees, as daar nie 'n strewe daarvoor is nie, hier's die gebed. Here, gee vir my die vrug van die Gees. Want as ek die vrug van die Gees wat liefde is, en baie kan redeneer, die res is manifesterings van vrugte, van liefde. As die vrug van die Gees liefde is, en liefde help my om te begeer wat anders sal dien, dan moet ons vir dit bid. Ek dink is belangrik om hierdie as 'n fondasie te sê, voor ek afsluit bloot met die laaste paar verse. Die gawes van die Gees word gefondament of staan op liefde. Dit word gemotiveer deur liefde. Nie na self nie, na daai kant toe. Dit sit gawes vir my in 'n hele ander kategorie as weird. Dit maak dit begeerlik. Here, as dit is hoe U wil hê ek moet opbou, Here, laat ek dit begeer. As ek nie wil opbou nie, Here, vergewe my, want dan het ek nie liefde in my hart nie. Vers 2, Willem, jy kan een aangaan. Die een wat in tale spreek, praat nie met mense nie, maar met God. Hoor gou dit, met wie praat jy as iemand in 'n taal praat wat jy nie verstaan nie en hy nie verstaan nie? Met wie praat daai mens? Niemand verstaan hom nie, deur die Gees praat hy verborgenhede. Beteken mysteries. Hy praat deur die Gees. Hy praat met God. Is dit goed of sleg? That's great, by the way. In geval jy gewonder het. As ons met God praat, noem ons dit gebed. As ons met God praat deur sing, noem ons dit aanbidding. Praise and prayer. Dis presies wat 'n ongewone taal en klank is. You are praising and praying, speaking to God. Dis great. Begeer dit. Moenie op dit kyk as weird nie. Die skrif sê jy praat met God. Niemand van ons wat in God glo hier sal sê, hey, asseblief net nie met God praat nie. Deur die Gees beteken die liggaam, die vlees, is nie besig om te dink nie. Die mind dink nie. Die fakulteit hier binne, die Gees wat nou in jou is, bid deur jou. En jy bid in lyn met God, so jy hoef nie te worry nie. Alle Afrikaners, almal wat in tale praat, praat nie met demone nie, hoor. Right? Dis deur die Gees praat jy met God. Moenie iets weird noem wat die Bybel goed noem nie. Verborgenhede beteken mysteries, dit beteken nie goed wat jy nie kan weet nie, dit beteken bloot goed wat jy net kan weet deur die openbaring van die Gees. Daarom moet 'n taal nie vertaal word nie, maar uitgelê word. Die Heilige Gees moet dit aan jou openbaar, en dan kan dit opbouing in die gemeente, ons kom nou daarby uit. Vers 4, Willem sê, die een wat in tale spreek, ek skiep net dat ons dit bymekaar hou, bou homself, dis interessant, bou homself op. Het jy al opbouing nodig gehad? Was jy al op 'n plek wat jy weet jy moet bid, jy moet aanbid, maar jy weet nie eens hoe nie? Iemand het al beleef?
1 Samuel 30 vers 6 kry ons 'n Dawid, 'n man na God se hart. Ek dink dis die Amalekiete wat toe kom, of nee, dit was die dalk die Assiriërs, gaan lees self. Hulle ontvoer al sy manskappe, sy vrouens en kinders. Hulle kom by die huis, hulle is oorweldig met sorrow, soveel so, dat hulle huil so, sê die skrif, dat hulle nie eers meer krag het om te huil nie. Imagine daai hulpelose gevoel. Jy het nie eers meer krag om te huil nie, en nou wil sy eie manskappe hom nog stenig. En dan staan daar in vers 6 van hoofstuk 30, 1 Samuel 30:6, But David strengthened himself in the Lord his God. Dit sê nie hoe nie, maar jy weet David was 'n aanbidder. Dis hoekom die Here 'n taal vir sy mense wil gee. Dis hoekom Paulus sê, ek wil hê julle moet almal in tale praat. Om 'n benadering te hê van eerder moet die glas half vol wees as half leeg. As dit by tale kom, dink ek is 'n Bybelse benadering. Want almal wat hier sit, gaan plekke bereik in jou lewe wat jy spreek woordelik moet huil en huil, maar jy het nie eens meer krag om dit te doen nie. Jy weet jy moet bid, jy weet nie wat om te bid, hoe om te bid nie. Bid in 'n taal. Want dit bou jou op. Dit belyn jou emosies. Dit gee jou weer 'n nuwe conviction. Man, dit is 'n groot geskenk van God aan sy mense. Dan vers 3 praat oor die profesie. Die een wat profeteer, praat egter wel met mense. Taal praat jy met God, jy aanbid en jy prys. Profesie praat jy met mense, jy praat dit wat God wil sê op sy hart aan mense. Dit gaan deur 'n mens medium, daarom moet dit getoets word. Profesie is nie daar om leerstellings te maak nie. Wel, God het vir my gewys, dis hoe dit is, en dis net hoe dit is. Maar dit wat jy sê is anders as die Bybel. Ek is jammer, jy is verkeerd. Dis nie daar om leerstellings te maak nie. Die woord bly die woord is die autoriteit. Maar dit is daar om na mense toe te gaan, om hulle te bemoedig, en daarom is dit waardevol, dit hoef nie uitgelê te word nie. Dis intelligible, verstaanbare spraak, wat mense vertroos, bou en bemoedig, en soos ek vir jou gesê het, soms kom vertroosting op snaakse maniere. Vers 4 sê hy, die een wat in tale spreek, bou homself op, dit het ons gesê, terwyl die een wat profeteer die gemeente opbou. Ek wil hê, dat julle almal in tale moet spreek. Imagine dit, hoor jy, hulle misbruik dit, en dan kom hy, hoor jy, ek wil hê, en hy skryf 'n brief wat so gelees, ek wil hê almal van julle moet in tale kan praat. Ek dink, almal kan in tale praat. Ek is nie seker of almal gaan nie. Maar meer nog, dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter waarde as die een wat in tale spreek, tensy hy dit kan uitlê, sodat die gemeente daardeur kan opgebou word. Waarde in terme van opbou. Daarom sê Paulus, asseblief, hê dit in die gemeente. Ons land met ek dink waantoe die hele hoofstuk werk. Vers 21, en jy sou dit al gelees het, en jy sou 10 oor dit gelees het. In die wet staan daar geskryf, dis nog dieselfde hoofstuk, in vreemde tale en deur die lippe van vreemdes sal ek met hierdie volk praat, en selfs dan sal hulle nie na my luister nie, sê die Here. Dis 'n aanhaling uit Jesaja 28 vers 11, waar die Assiriërs dien as 'n teken van God se veroordeling oor ongelowige Israel. Dit maak net sin as jy verder lees.
Hiervolgens is die spreek in tale 'n teken, nie vir gelowiges nie, maar vir ongelowiges. Die spreek van tale, en hy wys terug na Jesaja, is 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges. En hier is hoe hy sê dit werk. As iemand hier inkom en ons praat in tale, hier's wat hulle gaan sê, is julle nie van julle sinne beroof nie. En hulle sal daar omdraai, wegstap van die geloof en nooit weer terugkom nie. En op daai manier is tale 'n negatiewe teken, 'n veroordeling op hulle. Dis presies die veroordeling wat op Israel was. En dan gaan hy aan, ons het nou daai gesê, as die hele gemeente dan vergader, almal praat in tale, daar kom 'n ongelowige binne, sal nie sê julle is van julle sinne beroof nie, en dit is die negatiewe teken dat God hulle veroordeel het. Pas op dat jy nie so veroordeeld staan wanneer jy kyk oor mense wat in tale praat nie. Vers 24, maar indien almal profeteer en op 'n ongelowige of oningeligte persoon kom binne, word hy deur almal tot insig gebring en tot verantwoording geroep. Die geheime van sy hart word blootgelê en hy sal met sy gesig op die grond val, God aanbid en erken. Werklik, God is in julle midde. Die funksie is opbou van gemeente. Die sekondêre rol van profesie is dit. Dis 'n teken vir die gelowiges. Dat as ons sien dit wat ons vanoggend gesien het, daar's 'n woord wat uitgaan, dit raak iemand se hart en hulle gee hulle lewe oor vir die Here. Hier's die teken vir die gelowiges. God is ten minste besig om onder ons te werk. God is hier. Man. En is dit nie waaroor alles gaan nie? Mag ons 'n gemeente word wat weekliks, daagliks dit beleef. Wat sê, wow, hoe is dit moontlik? Mag dit 'n teken bly vir die gelowiges, dat God is besig hier onder ons. En 'n sekondêre teken vir die wat hier instap en sê, wel, God is regtig hier tussen julle. En hulle sal hom aanbid. Want alle gawes wys terug na die een wat die Seun gestuur het. So die Seun wat ons gee, wys bloot terug na die gawegewer toe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U gee sodat ons kan gee, dat U seën sodat ons kan seën. Dankie dat U gawes gee as 'n teken dat U onder ons is en onder ons werk. Here, ons gee alle eer vir wat goed gebeur het vanoggend aan U. U is die vrygewige gewer. As jy sit vanoggend en jy het geen borrel in jou gehad oor gawes nie en die Here het jou net 'n bietjie geskuif. Sê net vir hom dankie. As jy hier sit en jy het al iets gesien van gawes wat nie volgens U woord is nie, vergewe daai mense. Vergewe hulle. Die antwoord is nie om die baba met die badwater uit te gooi nie. Jy het die ander kant beleef. Jy het ook al motorongelukke gesien en jy ry nog steeds met 'n kar. Don't be hypocritical oor dit. En as jy hier sit vanoggend en sê, Here, vul my meer met U Gees. Deel aan my uit wat U wil uitdeel, sodat ek die mense om my kan opbou. Men, vra net. Vra en hy sal gee. So Here, vanoggend vra ons as gemeente, dat U ons sal vul met U Gees. Dat ons in geloof, volgens die skriftelike riglyne, sal operate in the gifts of the Spirit, ter opbouing van mekaar, ter opbouing van onsself, ter opbouing van die koninkryk. Here, as dit jong kinders is, gebruik hulle. U het gesê, in die laaste dae sal U Gees uitstort, en if anything, we are in more later days now.
So hoeveel te meer is dit nie vir nou nie. En as jy nodig het om af te sluit en sê, Here, ek is jammer dat ek so flou en lou is, as dit kom by die gawes, dat dit nie in my borrel nie. Here, sal U vir my die gawe, die vrug van liefde gee, sodat hierdie in my begin borrel. Doen 'n bonatuurlike werk in my. Here, ons eer U as die gewer van gawes, vandag nog. Amen. Amen. Ek sal graag daar aan die linkerkant saam met julle wil bid. Ryds julle manne, en as daar nog iemand gebed nodig het, asseblief bly agter. Alistair en Portia sal hier voor wees ook. En ek wil jou herinner om jou mentor, vaderfiguur vandag te bel en net hulle te eer. Kom ons gaan drink lekker koffie saam daar buite en mag jy 'n heerlike Sondag hê en dankie vir hierdie oulike koekies, vrouens, julle het ons bederf. Amen.